Goeiemôre, radioluisteraars. Ons woord vir die 13 Oktober is die tema en die vraag: het jy al saam met Jesus opgevaar? Ons spandeer baie tyd aan die kruisiging en aan die opstanding, maar hoeveel kyk ons na die hemelvaart van Jesus? Om tyd te maak en op te kyk in die rigting waar Jesus opgevaar het en die dinge te bedink wat daarbo is. Baie meer as wat op die aarde is en jouself af te vra, wat doen ek in sy opdrag met die krag van die Heilige Gees wat oor my gekom het in sy gawes? Spreuke 3 is soos om hierdie onverstaanbare lewensdinge soos 'n skoen wat druk uit te trek en die verligting van God se woord te ervaar, om kaalvoet te kan glo soos 'n kind. Dink wat jy op die regte oomblik moet sê en doen, wie en wat jy eerder moet vermy. Moet nooit ophou om die Here lief te hê nie. Hou aan om reg te leef. Moenie dink jy weet altyd die beste nie. Begin eerder elke dag van voor af om die Here lief te hê en los die verkeerde en die slegte dinge. Vertel die Here alles waaroor jy dink, alles wat jy wil doen, dan sal jy sien hoe die Here jou help. Maak dit jou verklaring. Titus 1:2 sê, God wat nie kan lieg nie, het beloof. God who does not lie, promised. Faith is not conjuring up, through an act of your will, a sense of certainty that something is going to happen. No, it is recognizing God's promise as an actual part, believing it is true as a fact, rejoicing in the knowledge of that truth, and then simply resting because God said it. Faith turns a promise into a prophecy. A promise is contingent upon our cooperation, but when we exercise genuine faith in it, it becomes a prophecy. Then we can move ahead with certainty that it will come pass because God does not lie. Hierdie is From Days of Heaven Upon Earth wat ek dit neergeskryf het. Baie keer bid jy dalk vir meer geloof, maar eintlik is jou begeerte dat jou geloof sigbaar raak. Ek hou vas elke dag aan my lewe in Jesus se woorde. Gaan en kyk, ek is met jou al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Matteus 28:20. En ek herinner jou en myself aan 'n visioen wat ek gehad het voordat ek een keer op 'n konferensie gegaan het en ek vir Jesus gevra het, gaan saam met my. En in hierdie visioen sê hy vir my, wanneer begin jy vra dat jy saam met my kan gaan? Altyd sê jy net, ek moet met jou wees. Maar wanneer begin jy vra, wat wil ek doen? Kom saam met my vir 'n slag. En dit het my hele perspektief verander, om te weet, dis nie Jesus wat altyd saam met my is nie, maar dis ek wat saam met hom op hierdie aarde dinge doen. Dis nie ek wat vir die sieke alleen bid nie, maar ek bid vir die sieke, omdat Jesus geneesheer is. So kan ek vir jou soveel opnoem. Ons saam met hom vir 'n slag. Nie hy loop saam met my nie, maar ek loop vir 'n slag saam met hom. En dan sal ons sien, baie meer dinge sal uitwerk. Jesus, baie dankie dat ek vanoggend u bloed kan drink. En Here, dat ek hierdie dag die keuse kan maak om saam met u te gaan. Here, soos wat u opgevaar het in die hemel, om te bedink die dinge wat daarbo is, om te weet, u het nie maar net aan die kruis gesterf en dis verby en is klaar en u het vergeet van my nie. Nee, dit wat u vir my aan die kruis gedoen het, dit bid u vir my. Dankie Jesus daarvoor. Dankie ook Here vir die genesing wat daar in u liggaam is. Here, dat u dit nie net eenmal aan die kruis gedoen het nie, maar dat wat aan die kruis gebeur het, ek elke dag my eie kan maak. Dankie Jesus, dat ek vandag saam met u kan gaan. Amen.